Goeiemôre. Jy luister na die 42ste oordenking in die reeks deur die oë van 'n kind. Ons tema vanoggend is hiërargie van behoeftes. Ons lees saam uit hoofstuk 24 van Die Klein Prinses. Dit was die 8ste dag sedert my noodlanding in die woestyn. En terwyl ek die laaste druppel van my watervoorraad opdrink, luister ek na die smou se storie. "Ah," sê ek vir die Klein Prinses. "Jou reisverhale is baie mooi. Maar ek het nog steeds nie my vliegtuig herstel nie. Ek het niks meer oor om te drink nie. En ek sou ook bly wees as ek rustig na 'n fontein kon stap." My vriend die jakkals het vir my gesê, "Kleine man, dit gaan nie meer oor die jakkals nie." "Hoekom nie?" "Want ons gaan omkom van die dors." Hy verstaan nie my redenasie nie en antwoord, "Dis goed om 'n vriend te gehad het, al gaan jy sterf. Ek is baie bly dat ek 'n jakkalsvriend gehad het." Hy besef nie die gevaar nie, sê ek vir myself. Hy is nooit honger of dors nie, 'n bietjie sonskyn is vir hom genoeg. Maar hy kyk na my en antwoord asof hy my gedagtes kon lees. "Ek is ook dors. Kom ons soek 'n waterput." Ek maak 'n lustelose gebaar. Dit is malligheid om op geluk af na 'n put in die woestyn te soek. Ons vertrek egter. Nadat ons ure lank in stilte geloop het dit donker geword en die sterre het begin skyn. Ek het hulle soos in 'n droom gesien, want ek was teen die tyd al 'n bietjie koorsig as gevolg van my dors. Die woorde van die Klein Prinses het in my geheue gedans. "So, jy's ook dors?" vra ek hom. Maar hy het nie my vraag beantwoord nie. Hy sê eenvoudig vir my, "Water kan ook goed wees vir jou hart." Ek het nie sy antwoord verstaan nie, maar ek het stil gebly. Ek het goed geweet dat ek hom nie moes uitvra nie. Hy was moeg. Hy het gaan sit. Ek het langs hom gaan sit. En na 'n oomblik se stilte sê hy, "Die sterre is pragtig, as gevolg van 'n blom wat jy nie kan sien nie." Ek het geantwoord, "Dis waar," en sonder om te praat na die golwende sand in die maanlig gekyk. "Die woestyn is pragtig," sê hy. En dit was waar. Ek was nog altyd lief vir die woestyn. Mens kan op 'n sandduin gaan sit. Jy sien niks nie, jy hoor niks nie. En tog skitter daar iets in die stilte. Wat die woestyn mooi maak, sê die Klein Prinses, is dat dit iewers 'n waterput wegsteek. Ons sal môreoggend hoofstuk 24 verder lees. Kom ons praat eers oor wat hier gebeur het. In die hiërargie van behoeftes is wysheid ondergeskik aan oorlewing. Of is dit? Die vlenier, die verteller van die boek, sê, wel, daar's 'n tyd om oor jakkalse te praat. Maar as dit 'n tyd is waar jy na water smag, is daar 'n hiërargie waar die wysheid van die jakkals ondertoe skuif. Die feit dat die vlenier se water op is 'n lewensbedreigende situasie. Wysheid van jakkalse help jou niks as jy omkom van die dors nie. Jy onthou mos Maslow se hiërargie van behoeftes. Hy het aangevoer dat mense sekere basiese behoeftes moet bevredig voordat hulle kan aanbeweeg na hoër vlakke van persoonlike groei en selfverwesenliking. Hy het 5 vlakke beskryf. Heel eerste en die belangrikste is ons fisiologiese behoeftes: kos, water, asemhaling, slaap, skuilplek. Tweedens, veiligheidsbehoeftes: fisiese veiligheid, gesondheid, stabiliteit, beskerming teen gevaar. Sosiale behoeftes: liefde, behoort, vriendskap, familie, gemeenskap. Vierdens, erkenning: selfrespek, prestasie, status, die erkenning deur ander mense. Vyfdens, selfverwesenliking, die hoogste vlak. Dis om jou volle potensiaal te bereik, kreatief te leef, sin te vind in jou bestaan en jou roeping uit te leef. Die prinsie versmelt ongesiens hierdie hiërargieë en laat byvoorbeeld die behoefte aan vriendskap saamval met die behoefte aan water.
En in die verloop van die gebeure waar hulle op die sandduin sit, besef die vlieënier, die verteller, dat selfverwesenliking so nodig is soos water. Ons kan nie sonder water leef nie. Ons kan ook nie sonder vriendskap leef nie. Ons kan nie sonder sin leef nie. Die prinsie praat voort asof hy nie die gevaar besef nie. Dis goed om 'n vriend te gehad het, al gaan jy sterf. Ek is baie bly dat ek 'n jakkalsvriend gehad het. Weer dink die vlieënier dat die klein prinsie nie verstaan nie. Sy beskrywing van hom is dat hy in 'n airy-fairy land woon, waar hy nie water nodig het nie en net 'n bietjie son skyn. Maar die klein prinsie het presies geweet waarvan hy praat. En dis inderwaarheid die volwassene wat nie verstaan nie. Binnekort sal die vlieënier uitvind dat wysheid sy lewe sal red, veral daardie wysheid van die jakkals, dat 'n mens net werklik met jou hart kan sien. Ons gebed vanmôre kom uit die Groot Gebedeboek en is 'n gebed van George MacDonald. Kom ons bid saam. Here, nie omdat ek goed geleef het of omdat ek U vir my slegte lewe om vergifnis kom vra nie. Nie omdat my gees en verstand na U opkyk vir wysheid nie. Nie omdat ek U vra om my te verlos uit alles wat my bind nie. Nie omdat ek besef dat ek U elke nuwe môre nodiger het as gister nie. Nie omdat ek nou na U terugkom nadat die weë van die wêreld my nie kon bevredig nie. Nee, Here. Ek roep vandag na U om geen ander rede nie as dit. U is U en hier is ek. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.